Welkom hier by die Ooskerk, waar ons kyk na die woestynreeks wat ons tydens die lydenstydperk ondersoek het. En vandag het ons derde gesprek en is Paulus en Marina by my om bietjie te kyk na dit waarby ons dalk nie uitgekom het in die preekie. Paulus, kom ons begin by die teks wat jy gekies het vir die preek. Dankie Gilly, ek het Numeri 11 gekies en dit is nogal interessant, jy weet, ons lees gereeld die Bybel, maar elke keer as ons die Bybel lees, dan is daar iets nuuts en vars en ek moet sê, Numeri 11 was eintlik 'n voorreg om weer 'n bietjie daarna te kyk. En om te sien dat woestynervarings by implikasie frustrasie is. En ons sien hoe Moses gefrustreerd raak en hoe hy uiteindelik uiting gee aan daai frustrasie en ek dink woestynervarings bring dikwels dit na vore. Ja, toe jy 'n preek voorberei het, wat was die kern van dit wat jy vir die lidmate wou gee? Miskien dat dit oukei is as ons baie keer gefrustreerd raak. Ons normale lewens is so dat frustrasies in ons lewens is. En ek dink dan sien ons iets daarvan by Moses, met die volk wat net nie wil nie. Hulle is ondankbaar, hulle wil nog, hulle wil meer, hulle verlang terug na Egipte. Terselfdertyd vergeet hulle wat in Egipte gebeur het en dan sê Moses, Here, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer met hierdie ding aangaan nie. En dan hoe mooi God eintlik met Moses werk, en dan kan ons maar seker sê, hoe mooi God met ons werk. Sodat ons eintlik vrymoedigheid kan neem om vir God te sê, Here, ek sukkel, ek maak dit nie, ek struggle, daar's dinge wat vir my moeilik is, daar's dinge wat vir my sleg is. En ek dink daai teks wys nogal vir ons dat God eintlik ons wil nooi om te sê, ek kom nie reg nie. Ja. Marina, die tyd wat jy bietjie spandeer het met Paulus se preek, wat staan vir jou uit? Wat het by jou opgeduik? Ek dink iets wat my dadelik aan die hart gryp is die gedagte dat Moses so eerlik is met God. En dis ook iets wat Paulus baie sterk in die preek spesifiek wou uitbring, dat ons maar kan eerlik wees met die Here. En ek dink baie keer skram ons weg daarvan om eerlik te wees met die Here, terwyl die Here dit kan vat. Ek dink partykeer ons probeer amper in aanhalingstekens die Here beskerm deur nie so eerlik te wees as wat ons eintlik wil wees nie. Maar hy het dit baie sterk uitgelig dat ons kan maar eerlik wees teenoor die Here, want ons het nodig om ook ons harte op daai manier teenoor die Here oop te maak. Ja, ek dink dit is die konfronterende gedeelte van om daai laaste stap oor te gee. En jy het ook in jou preek verwys na dat ons baie maklik nog kan fout vind by die goed daar buite. En dit wat buite ons beheer is, te veel mag kan gee, maar dat ons sukkel met dit wat binne ons beheer is. Jare terug, toe moes ek by die kerkraadsvergadering open en ek het 'n woestynteks gebruik en toe kom een van die lede na my toe sê hy, maar hy verstaan glad nie, ons bly nie eens in 'n woestyn nie. En ek dink dis die dilemma met 'n tema soos hierdie, jy weet, ek dink dit is daai twee dinge, is 'n fisiese ding, maar is ook meer as 'n fisiese ding. Ons praat eintlik van 'n metaforiese ding hier binne in ons. Maar dinge buitekant ons lewens veroorsaak dikwels woeling hier binne. Ek bedoel dit wat gebeur met die volk het eintlik niks met Moses te doen nie. Dis 'n pad wat hy saam met hulle stap en hulle beland hulle self op 'n plek waar die mense honger raak. Maar al daai goeters wat buite rondom Moses gebeur, veroorsaak hierdie innerlike woelinge. So daar's dikwels die goed buite. Ons het nie iets gedoen nie. Ons het nie iets gemaak nie, maar die dinge buite veroorsaak dat die binnekant ons 'n woestyn woed. En ek dink dis waarskynlik basiese sielkunde. As ons nie uiting gee aan 'n manier in die goed wat hier binne ons woeling aan die gang is, dis dan wanneer ons uitbars. Jy weet, en goeders doen waaroor ons uiteindelik baie spyt is, omdat ons nie 'n manier gekry het om by iemand, en ek dink dis wat ek probeer sê het, om by God eerlik te wees nie. Sê, Here, hierdie goeders hier binne my, dis dalk nie iets wat ek gedoen het nie, dis iets daar buite, veroorsaak 'n enorme klomp spanning, wat soos 'n bal wat te hard gepomp word, gaan bars. Ja, so as uitdrukking gesond is, en ons almal weet dit, as ons abstrakt daaraan dink, hoekom, Wat uit hierdie stuk uit, Marina, maak dat ons dalk daai stappies begin neem om te sê, maar ek gaan, waar ek veilig voel, tog bietjie meer uitdrukking begin gee en eerlik wees met die Here. Ek dink die vertroosting dat God regtig Israel en dan nou in ons geval ons beste belang op die hart dra. En dat God 'n welwillende God is, dat hy graag wil sien dat dit eintlik met ons ten diepste goed gaan. En dan praat ons natuurlik, soos ons baie by die Ooskerk sê, dit gaan nie oor welvaart nie. Dit gaan nie oor fisiese, materiële welvaart nie, maar dat God graag wil sien dat dit ten diepste met ons as mense goed gaan en ons kan dit vertrou. Ja, ek dink wat Marina sê is eintlik fascinerend en ek dink ons mis dit as ons nie stadig deur die teks gaan nie. Die Numeri 11 teks sê, wat's God se beweging? God luister. God beweeg af. Nou ons weet mos nou in daai konteks beteken God
toenadering. So alhoewel Moses hierdie belaglike goed van God sê. Ek bedoel daar's kommentare wat sê hy is eintlik besig om God se naam te skend. Hoe hy onder God inklim amper. Beweeg God die hele tyd nader. Nooit weg nie, altyd 'n toenadering, 'n luister, 'n sagtheid. Amper soos 'n mamma waar God nader kom. Ja, Moses sê op 'n stadium eintlik die verwagting dat hy dit alles moet hanteer en oplos is te veel. En in daai opsig praat hy eintlik van 'n vroedvrou figuur. En in daardie opsig is dit eintlik 'n verwysing na die Here, dit is 'n vrou. Ja, dit is altyd fascinerend dat mense nogal wegskram daarvan om te kyk na die vroulike terme wat in die Bybel gebruik word vir God. En daar's baie sulke terme as jy na die Bybel kyk. Soveel plekke in die Bybel waar God as per se vroulik uitgebeeld word en dan natuurlik nou op hierdie metaforiese manier. So hierdie Numeri 11 teks is definitief ook een van dit. Ek en Paulus het lekker daaroor gesels na afloop van die preek dat hy gesê dit is eintlik een van die baie invalshoeke in hierdie Numeri 11 teks waarby mens net nie kan uitkom nie, omdat die teks soveel lae het. So in hierdie gedeelte sê, daar word eintlik in pertinent vroulike terme na God verwys, waar God sê maar, of waar Moses vir God sê, alles jou baba. Jy is die een wat na hulle moet kyk en wat vir hulle moet melk gee. Hulle moet daar aan jou kom drink, want jy's verantwoordelik om na hulle om te sien. So hierdie sterk vroulike taal wat vir God gebruik word. Ja, dan sê Moses, ek is net die vroedvrou. Jy's hulle mamma, nê. Nee. In die kommentare sê ons kan nou baie goed daaroor maak, ons kan die kant toe en daai kant toe gaan, maar uiteindelik is die oorspronklike taal net een ding. Dit kan net 'n vroedvrou wees, dit kan net 'n mamma wees. En dit is eintlik 'n pragtige beeld, nê, nee, van Moses wat sê maar ek kyk tydelik na hulle. Ja. Hulle is nie eintlik my baby Maar nie. dis moederlik en dis omgee en daar's 'n rol wat net 'n ma kan vervul Ja. in die hele oefening. Ernst Paulus verwys hy ook in jou preek na Brené Brown en wat sy sê oor verlies. En dat daar ook in ons tradisie amper uitgangspunt is waar mense net sê maar beweeg aan, kom oor dit, gaan. Wat is die gevaar daarin? Die gevaar daarin is natuurlik, jy weet, is mos nou lekker, ons as dominees, ons klim van die kansel af en dan kom die moeilikheid, jy weet, so. So toe ek klaar was met hierdie teks, interessant genoeg het 'n lidmaat na my toe gekom en gesê, jy weet, jy het dit nou laat klink dat as ons nie psigiaters en sielkundiges moet gaan sien nie. So jy het negatief gepraat oor dit en dis allerminst dit. Ek dink ons lewe in 'n tyd wat mense gebroken is en mense seer het. En in verlies, en dis eintlik die punt, nê, wat Moses ook maak en Brené Brown het baie mooi daaroor geskryf. As ons nie 'n uitdrukking of 'n manier vind om 'n uitdrukking te gee aan ons verlies nie. En kom ons probeer dink in terme van ons tema, as ons nie 'n manier vind om 'n uitdrukking te gee aan ons woestyn nie, dan verloor ons uiteindelik baie meer, nê. Dan gaan manifesteer hierdie goed op ander maniere en slegte maniere. So asseblief, as dit jou sielkundige of jou psigiater is, dan is dit goed. Die teks sê vir ons Moses kon daai plek vind by God. En ek dink as daar iemand is, behalwe jou psigiater en jou sielkundige of wie ook al dit is, as daar iemand is by wie dit 'n veilige ruimte is om te sê ek maak dit nie. Ek struggle, dan sê die Bybel sê vir ons, dit is God. Ons kan vrymoedigheid neem om dit te doen. Ek dink vroeër in die gesprek het in een van die ander gesprekke het hulle verwys na stilte of wat ook al dit mag wees. Maar daar's ruimtes. Ek dink Marina kan 'n bietjie meer daaroor sê wat ons kan stil word. Ja, iets wat vir my opgeduik het uit Paulus se preek Marina was die potensiaal wat die woestyn op die einde inhou. En dit is vir my as jy kyk na die reeks waar die swaai in my interne gesprek gekom het om woestyn in 'n positiewe lig te begin sien. Ek dink as ons nou hierdie metafore en dan nou spesifiek vroulike metafore gebruik, dan kan 'n mens ook sê dat die woestyn soos 'n baarmoeder is, waar binne daar sekere ontwikkeling plaasvind wat uiteindelik wil geboorte gee aan iets ryker wat daarna moet kom. Want die woestyn is nie 'n permanente plek nie. Die woestyn is 'n plek waar jy moet deurbeweeg na 'n volgende fase, na 'n nuwe tyd. En dis ook 'n plek waar jou identiteit moet verander. Want jy kan nie met Egipte in jou hart in Kanaan instap nie. En dit is presies wat die woestyn wil doen, is dit wil jou genoeg tyd gee om Egipte af te sweer en dit af te sterf, sodat jy met 'n nuwe hart in Kanaan kan instap. Paulus het in die begin verwys na mense kyk selektief nogal terug na die geskiedenis. Jy weet,
as hulle in hierdie opsig kyk aan Egipte en die vleispotte en dit was net goed geweest. En Egipte was op die einde nie net goed nie. Maar ons het ons eie weergawe daarvan in ons eie lewe ook. Ja, natuurlik. Ek dink ons onthou die goeters wat vir ons ek dink die volgende keer toe ek gepreek het, ons sal die mense nou weer daar mooi oor die onthou praat. Maar interessant genoeg as hulle daar in die woestyn hulle self bevind, en dan raak hulle honger en God sorg die hele tyd vir hulle. En dan op 'n stadium sê hulle vir die Here, maar dis nie genoeg nie. Richard Rohr het 'n vreeslike mooi ding gedoen oor dit, om te sê, God gee vir ons net genoeg om ons daagliks deur te kry. Nee. So God gee genoeg dat ons eintlik in oorvloed het, maar nie soveel dat jy bymekaar maak vir die volgende week nie. En ek dink iets daarvan probeer God vir die volk ook leer, as hulle daar in die woestyn is. Hiersos, op hierdie oomblik gee ek vir jou genoeg. En as hulle dan nie genoeg kry, dan sê hulle, dis nie vir ons genoeg nie. Ons verlang terug na dit, maar hulle vergeet dat hulle mishandel is, hulle vergeet die slawerny, hulle vergeet die pyn, hulle vergeet eintlik die hele trek, net omdat hulle in hierdie oomblik nie genoeg het nie. Amper daai situasie van delayed gratification. Hulle wil nou hê wat hulle wil hê, en klaar. En die beloofde land is eintlik so naby. Maar jy moet deur die transformasie gaan om daar uit te kom. Ja, en die fascinerende vir my is altyd, nee, dit is nie rarig, hulle het nie 40 jaar nodig gehad nie. Dis nie regtig 40 jaar se reistyd nie, maar hulle het intern 40 jaar nodig gehad om daai interne proses af te handel. Ja, dis 'n belangrike ding. Ek dink daai Numeri 11, ek dink ek het dit ook gesê, is so op in die middel van die oorgang. Jy weet, die ou mense moet nou doodgaan eers eintlik letterlik, want hulle moet vergeet. Die nuwe mense weet hierdie stukkie manna is genoeg. Die ouens onthou net die vleispotte. So dis ietsie daarvan, hè. Ja, so half asof hulle moenie kan sê die goeie ou dae nie. Presies. Daai kollektiewe, daai ketting moet gebreek word. Dink op daai noot gaan ons ophou. Baie dankie en luister asseblief saam verder in ons woestynreeks.